Goeiemôre gemeente. Het is lekker om julle almal te sien, baie welkom in die kerk. Het is lente. Ek hoop as lente in jou hart ook. Ek hoop as jy 'n knoppie aan 'n boom sien of aan 'n roos, dan sien jy die potensiaal. En dan hoop ek jy's opgewonde oor wat in hierdie maand nog vir ons wag. Dis mos 'n wonderlike tyd. En julle moet die energie in die voeltjies se lywe sien, nee. Ja, elkeen soek 'n maatjie. Dis net dan hulle maak moeite daarmee. Dis ongelooflik. Dis 'n fantastiese tyd. Ek hoop jy geniet dit regtig. As ek jou vanmôre groet ek jou soos wat Jesus sy mense gegroet het. Jesus ons groet met genade en vrede. En jy moet toelaat dat dit tuis kom. Jy moet oopmaak. Want dis hoe Jesus na jou toe kom. Genade en vrede. Laat dit toe in jou hart. Ons is saam met Jesus op pad deur hierdie lewe. En as ons nou saam met hom op pad is deur die lewe, dan wil hierdie reeks waarmee ons besig is ons help om te lewe soos hy gelewe het. Soos hy vir ons gewys het toe. So daarom heet ek jou welkom. Welkom in die geselskap van Jesus. En ons is al by ons 5de week. 5de geleentheid. En vanoggend is die groot boodskap dat jy moet hoor dat Jesus jou uitnooi en jou uitstuur. Kom ons sing ons temalied. En ons temalied is baie mooi, dit vat op 'n manier alles saam. En ons sing, was nie net my voete, maar my hande en ook my gesig, waar ons eintlik heeltemal oorgee. En die volgende sin wat ek wil onderstreep is waar ons sing, wys my die plan wat u het vir my lewe. En dis wat ons vanmôre van die Here vra. So kom ons sing dit uit ons hart uit en bedoel die woorde wat op die skerm is. Nou ons reeks 6 weke in Jesus se geselskap is eintlik maar 'n reeks oor disippelskap. Om meer en meer 'n disipel van Jesus te wees, om disippelskap eienskappe en vaardighede aan te leer. En Jesus nooi ons saam met hom. Dat ons volgelinge van hom kan wees in hierdie wêreld. Nou ons het die 2 bewegings wil ek amper sê. Die een is om saam met hom en die ander een is soos hy dan. Saam met hom, ons kyk na hom, ons leef saam met hom, ons leer by hom, maar dan soos hy te gaan doen. So saam met Jesus en soos Jesus het ons geleer om te kuier, want dis waar Jesus is, tussen mense. Hy's lief vir mense. Daar waar mense bymekaar is, daar is hy self. Dit het hy beloof. Maak nie saak of jy kuier of jy wat ook al doen nie. Hy's daar. Waar mense bymekaar is hy daar. Ons het geleer om saam met hom en soos hy te bid. Hy het 'n lewe van gebed gehad. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê Paulus, bid sonder ophou. Dis wat Jesus gedoen het. Bid gedurig, bid deurlopend. Wees in gesprek met God die heeltyd, want God is die heeltyd daar. As jy oë toemaak en jou hande saamvou, maar as jy oop in die kar ry, as jy in die straat loop, as jy werk, hy's daar. So leef bidend. Saam met Jesus en soos hy het ons geleer om te genees. Want ons het gehoor, hy maak ons genesingsagente. Ons moet in hierdie wêreld gaan en met vergifnis en met meegevoel gaan leef. Sodat sy genade en vrede in mense se lewens kan grondvat. Ons dra dit. Dis geweldig. Ons word sy genesingsagente vir hierdie stukkende wêreld. Ons het laasweek geleer, die week wat verby is, om saam met hom en soos hy te rus. En daar het ons gesien, maar hy sien ons hele lewe. Hy is besorg oor ons hele lewe, oor alles in ons lewe. Ons moet saam met hom en soos hy rus. En vandag gaan dit oor
om saam met hom en soos hy te leer. En ons moet in die proses groei as disipel van Jesus. So die boodskap vandag is, het ek nou reeds gesê, dat Jesus jou uitnooi om naby hom te wees. En jou uitstuur in sy wêreld en waarvoor hy baie lief is en sy lewe kom gee het. Onthou dit. Ja, hy het sy lewe vir jou gegee, dit weet ons nou lankal, dis nou ou nuus. Maar ek weet nie of die wêreld dit al verstaan het, hy het sy lewe vir die wêreld gegee nie, vir die kosmos. Gaan lees Johannes 3 vers 16. Dit bedoel die kosmos, die wêreld, die daar buite wêreld. En iets is 'n geselskap. Kom ons bid saam. Here, onse Here, ons wil U aanbid. Want U is die koning op die troon, U is die skepper God. U is die liefdevolle ene wat met genade en vrede na ons toe kom en ons kom heel maak, ook vir ons, ook vir my. En ons kom aanbid U. Ons wil vanmôre net voor U buig en U aanbid en sê heilig. Heilig. Heilig is U, Here God Almagtig. En so dankie dat ons dit saam vanmôre vir U kan sê. Om dit saam nou te kon sê en verklaar, is genoeg. Ons kan maar huis toe gaan. Dit was genoeg. Ons kon konnekteer met die lewende ewige God. Met ons Vader wat in die hemel is, terwyl ons hier in Valeria is. Dankie vir die genade. Dankie Here dat U ons wil leer. Dankie Here Jesus dat U kom wys het hoe om te lewe en dat U nou sê soos ek, so nou ook jy. En dat U ons alles gee wat ons nodig het sodat ons dit kan wees en doen. Help ons om vanmôre te hoor. Help ons om vanmôre te groei in ons disipelskap. Ons vra dit van U in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vanmôre gaan dit oor leer saam met Jesus en soos Jesus. Dit beteken dat hy vir ons sy toerusting wat hoe hy geleer het, kom gee. Sodat ons kan ontwikkel en kan groei om soos hy te dink. Onthou julle so 2 weke terug, the mind of Christ. 1 Korintiërs 2:16, dat ons soos hy kan dink, sy gedagte kan hê, op sy bladsy kan wees. Ons teks is Johannes 14. Ek het op die skerm, jy kan dit ook opsoek as jy wil. Wil ook asseblief nie hê mense moet nie hulle Bybel saambring nie, want die lekker as jy jou Bybel het en jy lees dit nou saam met ons, dan kan jy hom oophou en terugkyk, soos wat ons nou weer terugverwys. Ek probeer maar hier en daar weer 'n stukkie wys net nou, maar asseblief bring julle Bybels, dat ons nie vreemd raak van ons Bybels nie. Johannes 14, vers 15 tot 31. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Hoor ons dit sommer klaar vir 'n begin. As julle my liefhet, sal julle. So disipelskap is groei uit die liefde vir Jesus. Vers 16. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie en dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. So deur die Heilige Gees is, sien jy daar, Jesus in ons. Vers 21, wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. So herhaal eintlik wat hy nou gesê het. En wie my lief het, hom sal my Vader lief hê. En ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. So hierdie verweefde liefdesverhouding tussen my en die Vader en Jesus,
En die Heilige Gees wat dit waar maak. Judas, nie die Iskariot nie, vra toe vir hom, Here, hoe kom dit dat u aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem. Moet jy die woorde onthou. En my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wie my nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie. En die woorde wat julle hoor, is nie myne nie, maar die Vader se wat my gestuur het. Dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Moenie verward raak nie. Julle moet nie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. En nou sê ek dit vir julle voordat dit gebeur, sodat julle kan glo wanneer dit gebeur. Ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van die wêreld is aan die kom. Hy het geen mag oor my nie. Jesus herinner hulle net, moenie dink as ek nou sterf aan die kruis, hy het gewen nie. Nee, hy het geen mag oor my nie, sê Jesus. Maar die wêreld moet weet dat ek die Vader liefhet en daarom doen wat die Vader my beveel het. So as jy liefhet, doen jy. Staan op, laat ons hiervandaan weggaan. Tot sover Johannes 14. Dan wil ek uit Matteus 11, vers 29 lees. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Om van Jesus te leer, bring rus in jou gemoed. Ja, dis 'n lewensgeheim. As jou gemoed dan nie rus het nie, kom by Jesus uit. Lees van hom, leer van hom, dink oor hom, praat met hom. Maar Jesus kom nie net voorleef nie, hy kom deel met ons sy lewensgeheim, sy bron van kennis, kom deel hy met ons. En vanuit hierdie kennis en bron wat hy het, die Heilige Gees, het hy geleef. En hy kom sê vir sy disippels, as julle disippelskap hang daarvan af, dat julle bron ook maak, die Heilige Gees, die bron van kennis en wysheid, die een wat in die waarheid kom lei, sê hy. Johannes 14, het gelees vers 16, sê, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle die ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie, hom nie ken nie, maar julle, dis nie lekker, ons is hier vanmôre om dit te hoor, maar jy ken hom, omdat hy by jou is, en in jou is. Die kinders het gesê, dis huge, dit is huge, dis groot. 26, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer, en julle herinner. Hy is by ons, hy is in ons, en hy sal ons leer. Hy, die Heilige Gees, het Jesus gelei en geleer. En dit is hy wat my en jou nou leer en lei in my elke dag. Daar waar jy is. En dis die geheim dat jy dit ontdek. Dat jy dit sal glo. Dat jy sal glo dat jy nie nou hier uitgaan en alleen is tot ons weer by mekaar is nie. Want jy is nie alleen nie. Maar jy, dit moet jy aan mekaar vir jouself sê, miskien met jy 'n groot plakkaat voor jy opsit by jou lesenaar of in jou deur of in jou kar. Maar jy, wat het dit vir Jesus beteken? In die harde praktyk het dit vir Jesus beteken dat toe hy in Getsemane was en hy 'n nee van God gekry het. Here, laat hierdie beker by my verbygaan. Nee. Het die Heilige Gees hom daarbey gehelp. Laat ek kan sê, kom ons staan op.
want die een wat my verraai is hier naby. Op baie ander plekke, soos by Jesus se doop, en op die berg, was dit die Heilige Gees wat hom herinner het. Lees die woorde herinner. Wat hom herinner het, jy is my geliefde seun, jy is my geliefde. Dit was die Heilige Gees, wat vir hom krag gegee het, toe hy baie moeg was. Toe Jesus baie eensaam was. Toe hy baie honger was. Dit was die Heilige Gees, wat hom uit die dood uit opgewek het. En Jesus beloof om dieselfde Heilige Gees te stuur, sodat hy ons kan lei en kan leer. Sodat ons die mind van Christ, the mind of Christ kan kry. Sodat ons soos hy kan dink. Dat ons kan groei daarna toe. Hy help ons om God se wil vir ons te ontdek. Sodat ek, soos Filippense 1 sê, 'n fyn aanvoeling kan kry. Weet wat ek weet. Nie eers iemand hoef te bel en te sê, maar wat wil God nie? Weet wat God wil. Nie eers as ek 'n Bybelvers het wat dit sê, dit dan glo nie. As jy weet God wil dit, dan weet jy God wil dit, want die Heilige Gees sê dit vir jou. Maak net seker dat dit die Heilige Gees is. Dit is die Heilige Gees wat ook vir ons wil help om te weet wie ons is. Hy wil jou herinner, jy is geliefde. Jy is God se geliefde. Al gaan dit sleg met jou. Moet jy dit weet, jy moet dit onthou. Jy is geliefde. Ek is sy geliefde. Dit is kragtig. Dit is wonderlik om dit te weet. En hy wil jou help om te onthou dat jy is gestuurde. Soos Jesus gestuur was. Is jy nou die gestuurde? Maar hy help jou ook om te onthou, ek's by jou. Ek's ook in jou. En Jesus kom sê dit nog 'n stapie verder. Hy self is in ons, omdat die Heilige Gees in ons is. Want dis 'n enige God. Vers 27 wat ons gelees het, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, julle moenie bang wees nie. Die Heilige Gees leer nie met vrees nie. Hy lei met vrede. So die eerste groot punt wat ek probeer maak is, ons word soos Jesus deur die Heilige Gees geleer. En hy gebruik sy woord. Daarom moet jy hom lees. Daarom moet jy ter harte neem, sê hy. Die woorde wat hierin staan. Daarom moet jy hier wees. Want hier leer hy ons en lei hy ons. Daarom moet jy met ander mense daaroor praat. En daarom moet jy heeltyd daaroor dink. Dat God vir jou sê, jy is geliefde. Dat hy met sy krag en almag by jou is en in jou is. So die Heilige Gees leer ons soos hy vir Jesus geleer het. Die tweede groot saak is, ons leer nou by Jesus as ons voorbeeld en as ons mentor. Ons leer soos wat ons saam met hom stap deur die lewe. Soos wat ons lees en ons indink oor hoe hy gevoel het en beleef, goed wat hy beleef het en die uitdagings wat hy gehad het. Ons leer by hom, saam met hom. En hy nooi ons, leer van my. Soos ek, so ook jy. Leer van my. Hy nooi jou. Wat het jy al by Jesus geleer? Wat het Jesus jou al geleer in jou lewe? Deur wat iemand gesê het? Deur wat met jou gebeur het? Dit lyk my dis waar ons die meeste en die maklikste leer. Wat jy gelees het in sy woord? Jy is die slimste as jy dit reg kry, as jy dit doen. Sodat jy nie jouself deur die pyn hoef te gaan om te leer nie.
Wat het Jesus jou al geleer? Dit is jou grootste bate. Dit is jou grootste bate. Die lewenslesse wat jou mentor jou geleer het. Jy moet dit ken. Jy moet dit weet. Jy moet dit leef, sodat ons ander ook kan leer. Want dis waarna toe Jesus jou geroep het. En vanmôre roep en stuur. Wat kan jy by hom leer? Leer by hom wat ons lees in die Bybel. Leer by hom die vrug van die Gees, Galasiërs 5:22. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Leer dit by Jesus. Hy wys ons hoe dit werk. As jy wonder oor een van hy woorde, gaan lees maar net by Jesus. Gaan leer maar net by hom. Leer by hom om nie kwaad met kwaad te vergeld nie. Maak soos hy. Om eerder te seën en nie te vervloek nie. Leer by hom hoe die saligsprekinge werk, wat hy vir die skare geleer het. Want hy het dit geleef. Hy het gewys wat hy bedoel as hy sê, geseënd is die wat afhanklik van God is, wat dit weet, hoe afhanklik hulle is. Geseënd is die wat treur. Geseënd is die sagmoediges. Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is. Honger, dors na wat reg is. Geseënd is die wat barmhartig is. Geseënd is die wat rein van hart is. Dis Jesus eienskappe. Geseënd is die vredemakers. Geseënd is die wat vervolg word omdat hulle doen wat reg is. Dis Jesus eienskappe. Dis Jesus se lewensgeheime wat die Heilige Gees hom geleer het. En in hierdie reeks leer hy ons hoe om te kuier, hoe om te bid, hoe om te genees, hoe om te rus. Hy leer ons hoe om te leer. Volgende week hy leer ons hoe om te dien. Ons het Jesus as mentor en as voorbeeld. Kom ons volg hom, kom ons kyk af by hom. En ons kan maar vra, onthou julle nog, so 'n paar jaar terug, ek het so toevallig nog enetjie ontdek daar in my laai, om vanmôre aangesit. Het baie van ons hierdie bandjies gedra. Party van ons het hom vir baie jare gedra, en ek kyk nou na party van ons, wat ek weet, dit gedoen het. Baie special. Wat sou Jesus doen? Vra daai vraag in die oomblik. Hy is ons mentor. Hy is die een by wie ons leer. Want ons weet, hy leer by die Heilige Gees. En die Heilige Gees wil ons help om dit ook te leer. En dit te gaan doen. 1 Petrus 2 onderstreep dit, vers 21. Juis hiervoor is julle ook geroep, omdat Christus self julle gelei en so julle voorbeeld gestel het. Sodat julle in sy voetspore kan volg. Dis wat ons hoort. Jesus is ons model, ons voorbeeld. En die Heilige Gees is ons leidsman wat ons die krag gee om in daai voetspore te volg. Maar ons moet die voetspore loop. Ons moet nie maak soos 'n kind wat in 'n goeie skool ingeskryf is en 'n plek gekry het en sê, ja, ek is in die beste skool in die stad. Ek het van die beste onderwysers in Gauteng. Hierdie skool se matriekuitslae is van die beste in Gauteng. Dus, my matrieksimbole is gewaarborg. Ek's ingeskryf. Nee. Dit werk toe nou nie so nie. Tussen waar jy nou is, en waar jy die rapport het, baie harde werk. En dis wat die Bybel my leer. Volg in Jesus se voetspore. Hy is die voorbeeld, ek is die een wat volg, en dit doen, wat ek by hom leer. Die geseëndheid van Matteus 5, volg elke keer op 'n werkwoord, 'n ding wat gedoen word. Treur, saam met die wat treur. Sagmoedig,
vredemaker. Matteus 11 vers 29 sê, neem my juk op julle en leer van my. Dis 'n juk. Dis 'n pad. Johannes 14 vers 15 sê, as julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Julle ons leer soos Jesus. Maar ons leer ook by Jesus. Ons leer dit saam met hom. By hom. Saam met hom by die Heilige Gees. By hom hoe dit geleef word. Het ek in die begin die vraag gevra, ek wonder nou, ek het hom dalk nou nie gevra nie, maar ek wou die vraag vra in die begin, wie is jy? Want die vraag het ek al van hier af baie gevra. Wat is jou identiteit? Wie is jy? Kan ek maar vir jou vra? Is jy Hannes die fotograaf, en John die advokaat, en Rolien die onderwyser, en Kobus die elektriesien? Is dit wie jy is? Miskien moet ek die kinders roep, dat hulle vir ons kom sê, wie's pappa? Wie's pa? Wie is jy? En wie is jy besig om te word? Dis dalk nog 'n belangriker vraag. Sien, ons moet ons identiteit ken, julle. Ons moet weet wie ons is. Jy moet dit baie duidelik ken. En jy moet dit vasmaak. En jy moet alles in jou vermoë doen om dit uit te leef. Om in Jesus se voetspoor te volg. Want hy is ons model. Daarom moet ek tree vir tree kyk waar hy getrap het. Daar's baie dorings. Daar's baie slaggate. Maar sy spore is die regte spoor. Loop daarin. Natuurlik, met die krag wat die Heilige Gees vir jou gee. Op geen ander manier nie. Maar, en dit moet ons mooi hoor, wat Jesus geleer het toe hy gesê het, julle moet lief hê. Met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand, en met al jou krag. Dus, lyk vir my, intentioneel, bewustelik, gefokus, moet ons dit doen. Paulus kom en dan sê in 1 Korintiërs 11 vers 1 sê hy, volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Jesus volg. En ek het baie al gedink, Paulus, dis 'n groot ding. Dis 'n geweldige groot ding om te sê, volg jy my. Volg jy my. As jy dink oor iets wat jy moet doen, dink hoe jy dink ek sou dit gedoen het. Dis groot. Maar ek dink dis ons roeping. Ek dink dis waarna toe Jesus ons roep. En dis, ek dink, hoe hy ons uitstuur. Want ek dink ons moet intentioneel en doelbewus mekaar help op hierdie pad. Daarom kom staan ek vanmôre reguit voor jou. Ek wens ek kan elke ou een in die oë kyk. En ek wil vir jou vra, steek jy jou hand op en begin om intentioneel Jesus te volg en om onbeskaamd 'n voorbeeld in hierdie wêreld te wees van hom. Ons het nie verskoning nie. Behalwe ongehoorsaamheid. Behalwe dat jy nou kan sê, nie ek nie. Dan het jy ingeskryf. Dan het jy deel geword van 'n Jesus klub. Die Valeria tak. En dis nie wie ons is nie. En as jy vanmôre dink, maar ek is dit miskien, dan wil ek jou uitdaag om Jesus se identiteit te vertoon, want dis wie ons is. Ons dra sy identiteit. Daarom, hoe gaan ons dit doen? Hoe doen ons dit? Jy maak jou identiteit vas, jy formuleer dit, jy skryf dit neer sodat jy dit kan sien. Dan lees jy dit elke dag vir jouself en dan gaan wees jy dit
in hierdie wêreld. En so groei jy as disipel van Jesus. En ek wil jou vanmôre uitdaag. Begin dit doen. Ek dink hierdie hele reeks staan en val hierby. Miskien staan en val alles wat ons doen hierby. Of jy bereid is om dit te doen. En ek wil vanmôre net getuig. En ek kan net getuig van wat in die laaste 2 weke gebeur het. So 2 weke gelede was daar 'n konferensie. I'm a Warrior konferensie. Jare terug was dit die Daniel konferensie. En ek word uitgenooi soontoe. En dit was 'n wonderlike dag. Klomp wonderlike sprekers, inspirerend en motiverend, en dit vir my baie beteken. Voorreg wat ek gehad het, was om saam met my 2 seuns dit te kon doen. En dis baie spesiaal. Een van die sprekers was Janie Pitter. Julle ken hom dalk, motiveringsspreker, die kopdokter van die leeu's. Dis hoekom hulle so aan die einde gister gewen het. Hy het net so 'n hupstootjie gehad op die einde, ja. En Janie Pitter was een van die sprekers en hy kom met hy noem dit 'n ID challenge. Hy daag ons uit om ons identiteit neer te skryf. Hy sê 23 jaar terug het hy dit begin doen. Hy doen dit vir 23 jaar lank al. En dit was 'n belangrike antwoord op baie vrae wat ek al hier vanaf gevra het van die kansel af, vir myself gevra het. En ek dink daar het 'n ding ingekom van 'n volgende vlak van stap saam met Jesus. Die Sondag aand, die dag na die konferensie, kry ek 'n WhatsApp van Foster, my oudste, wat om te stuur uit 'n groepie gemaak, en is toe ek en Christian, my jongste, en François, sy skoonpa, en Lou, sy swaar, stuur hy dit toe. En ek wil dit net so lees, want ek kan dit nie beter sê nie. Goeienaand almal. Ek hoop en vertrou dit gaan goed met julle almal. Dis nou al 24 uur later en ek weet nie van julle nie, maar dis reeds 'n challenge vir my om die brand wat ek gister in my ervaar het uit te leef en op voort te bou. Dis het ek julle nodig in my lewe. Ek wil graag my statement van identiteit met julle deel, want ek het julle nodig om my accountable te hou. Ek wil julle ook challenge om dieselfde te doen. Dis nie so maklik as wat ons dink nie. Maar ek weet dat as ek dit nie nou gaan doen nie, gaan niks verander nie. Ek wil julle uitdaag om julle eie statement op te stel en teen jou kasdeur te sit of op 'n plek waar jy dit elke dag sal lees. Wanneer jy dit gedoen het, post dit op die groep vir die volgende klomp dae. Ek glo dat as ons mekaar accountable hou, sal ons impak hê in ons eie lewens, in ons gesinne, ons sel, ons werk, ons lewens sal duidelik sigbaar word. Mag ons vir mekaar die skouer wees om op te hou, maar ook om mekaar op te tel, te bemoedig en aan te spoor, om die warriors te wees, waarvoor ons geroep is, om die regte geveg te veg. Want ons veg altyd gevegte, maar veg ons die regte geveg. Dankie vir jou bydrae aan my lewe. Nou wie kan dit weier? As jou seun dit vir jou gestuur het, hoe kan jy dit weier? En ons het begin en elke dag dan kry jy op een of ander manier 'n prentjie wat net sê, ek het hom gelees. Ek het gesê, julle, ons is nie geaffilieer by 'n Jesus klub nie. Ons dra sy identiteit. Daarom kom daag ek jou vanmôre uit. Steek jou hand op in jou gesin. Dis nie net 'n manne ding nie. Manne het nogal nodig om accountable gehou te word, nog meer dalk. Almal het. Steek jou hand op in jou gesin. Maak 'n groepie, julle selgroep. Maak vriende by mekaar. Daag aanhou uit. Pa en seuns, as ek so vinnig so kyk, pa en kinders, ma en kinders. Steek jou hand op. En verklaar wie jy is. Skryf jou identiteit neer. En sorg dat jy aanspreeklik gehou word. Jy is verantwoordelik dat jy aanspreeklik gehou word. En moenie skaam wees om ander uit te nooi om jou voorbeeld te volg nie. Dis wat ons nodig het. Dis leierskap. Dis dienende leierskap. Dink volgende week praat ons daaroor. Moenie skaam wees om te sê volg my nie, soos Paulus gesê het. En ek gaan my identiteitsverklaring met jou deel.
En ek doen dit net om een rede, om jou te motiveer en te inspireer. En natuurlik is dit vir my heilige grond. Ek het nog net eintlik vir Marlene gelees. Dink, ja, die 2 seuns het dit ook al gelees. En ek kan dit net doen deur die krag van die Heilige Gees. En ek gaan dit doen. Wat ek elke oggend op my spieël geplak in my kasdeur. So elke oggend kyk ek my in die oë, so dis hierdie hoogte, so kyk my in die oë en ek lees dit. En as ek klaar is, dan sit ek 'n duimpie op die groep. My naam is Derek de Tooy. Uit genade is ek 'n kind van die lewende God. Ek is 'n fanatiese volgeling van Jesus Christus, my verlosser en my mentor. Ek is sy geliefde. En my lewensmissie, al baie jare, is om God se mense te mobiliseer, te missioneer en te motiveer om sy plan te bou. Ek is geseënd om getroud te wees met Marlene, my beste vriend en reisgenoot deur die lewe. Foster, Ilana, Helene, Christian is God se geskenke aan my, by wie ek baie leer. Ek is dankbaar en trots, die oupa van Benjamin. Hy is môre in die kerk. Ek is opgewonde om vandag in te gaan en my lewensmissie uit te leef met almal op my lewenspad. Om my lewenslesse wat my mentor my al geleer het, te gaan leef. Om genesing te bring deur genade en vrede te demonstreer op elke plek waar ek mag kom. Om aktief te gaan bou aan 'n land waarin Benjamin eendag gelukkig sal kan lewe. Om alle vals nuus en negatiewe gesprekke te werk en te beveg. Omdat Jesus my herder is ek dankbaar en tevrede. En sal ek vandag 'n bouer van sy koninkryk wees. Sal ek mos vir niks bang wees nie. Want ek en my geliefdes is mos veilig in God se hand. En ons kom mos niks kort nie. Dit is wie ek vandag is. En dan stuur ek die duimpie. En ek deel dit net met jou, om jou uit te daag. Om asseblief ook iets te doen, meer as net om te kom luister, en uit te gaan, en dit te gaan vergeet. Dis 'n uitdaging om jou identiteit te verklaar, dit neer te skryf, dit te gaan leef. Om my aanspreeklik te hou vir wat ek nou net gelees het. Herinner my hieraan. Maar ook vir my en ander toe te laat om jou aanspreeklik te hou. Om die identiteit van Jesus te leef. Dis wat hy van ons vra. Wat moes jy hoor vanmôre? Kom ons raak so 'n bietjie stil. Kom ons maak ons oë toe. Dat niks ons aandag aftrek nie. Probeer teruggaan en onthou wat jy gehoor het. Dat ons soos Jesus deur die Heilige Gees geleer word. Dat ons saam met hom leer en dat ons nou by hom leer en hoor dat hy in ons en by ons is. En dat die Heilige Gees ons hieraan herinner. Wat het jy gehoor? En wat gaan jy daaraan doen? Net so 'n minuut kans, maak dit vas. Van hoe en wat jy wanneer gaan doen. Om in Jesus se spore te kan volg. Hemelse Here, dankie dat U ons leer, dat U ons uitnooi, ons leer en ons nou uitstuur.
Dankie vir Jesus, ons voorbeeld, ons mentor. Dankie Heilige Gees vir u leiding, vir u waarheid. Help ons om te doen, om te volg, om disippels van Jesus te wees, in die praktyk van die lewe. Herinner ons en leer ons, asseblief. Asseblief. Dankie Vader, dat u met liefde dit alles doen. Dankie Vader, dat ons aan u kan behoort. Dankie dat u ons Vader in die hemel is, wat baie omgee vir wie ons hier in Valeria is, en by my werk is, en by my huis is, en op die sportveld is, en in die kar is, en in my gedagtes is. Leer ons en lei ons, asseblief, ook in hierdie week. En help ons om te doen waartoe ons geroep word, en waartoe ons gestuur word. Help ons om aksiestappe te neem. Help ons om mekaar te help. Help ons om hand op te steek. Help ons, Here, om te wees en te leef wie ons is. Ons bly dit van u, omdat ons u nodig het. En ons dankie dat u dit doen, in Jesus naam. Amen.